Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel se Hartklank. Ek van die Meiburg is aan die woord en ek wil jou graag help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Ag, wat 'n voorreg het ons vanaand om weer met mekaar te kan gesels. Elke dag is geleen en ons het 'n voorreg om weer vanaand by mekaar te kan wees. Welkom hier op Radio Kansel se Hartklank. Dit is wonderlik om jou te kan gesels vanaand en weer eens rondom die woord van die Here. En ek wil 'n bietjie met jou gesels vanaand oor om met oop hande te lewe, om met oop hande te lewe. En daarmee saam wil ek vir jou sê dat jy kan hierdie as 'n potgooi ook kry daar op van die Meiburg YouTube. Gaan kyk maar daarso en ek glo die Here gaan jou daarin seën, want dalk wil 'n mens partykeer hierdie tipe goeders wil 'n mens deel of dalk net weer luister, dan het jy die voorreg om dit te kan doen. Dank die Here vir ook hierdie tipe tegnologie wat ons aan ons hande het om die evangelie so te kan weer luister en natuurlik te kan deel met iemand anders. Kom ons gesels 'n bietjie vanaand oor om met oop hande te lewe. Jy weet, om met oop hande te lewe is om iets nie terug te hou nie. Jy lewe nie ingeperk in jouself nie. Jy lewe juis buitentoe. Jy is nie 'n geheime navolger van Jesus Christus nie. Jy lewe juis dit wat jy glo. Die oop hande Jesus, dit lewe jy na buite toe. Dit is Paulus wat sê, ons is 'n brief gelees deur alle mense, nê? Selfs jou gesig en jou spraak wys dit. En hoe lees mense ons as 'n brief? Dis die manier hoe ons na buite toe lewe. Dit wat ons doen en na wie toe 'n mens uitreik, wat wys wat in ons brief, in ons gees mens aangaan. En dis van kardinale belang en nodig, dat ons na buite sal lewe met die daad van die woord en as bewys van Jesus se gesindheid in ons harte. En ek sê so, want ons wêreld is 'n behoeftige plek. Almal het behoeftes. Almal het een of ander tekort en hinkering. Almal het 'n leemte. Jesus het gesê in Matteus 5, salig is die wat arm van gees is. 'n Arm van gees mens is die mens wat sy behoefte tot sy God en sy verlosser besef. Selfs daarin is ons wêreld behoeftig. Die mens wat sy verlorendheid besef en wat weet, net God kan my red. Ons is behoeftige mense. Selfs die ryk man is soms arm. Jy weet, as Nikodemus sy armoede kon besef, hoeveel te meer nie ons nie. En sodoende het almal 'n begeerte om gehelp of aangeraak te word. En vandaar kom die gedagte, lewe met oop hande, want niemand en almal, die Nikodemusse, die sondaars, die verwerptes, die fisies armes en die blootgesteldes, die vervolgers, almal van ons benodig oop, gewillige, vrygewige, reddende hande wat na hulle sal uitreik. Jy weet, om met oop hande te lewe is om te help waar jy kan, geestelik en fisies, emosioneel. Om nie blind te wees vir die nood van die wêreld nie. Om nie blind te wees vir die nood van die wêreld nie. En ek weet jy vra vanaand, ja, maar waar trek jy die lyn? Want veral as jy hier in Suid-Afrika is, jy ry iewers heen. En as jy by die stopstraat kom, dan kyk verwagtende oë na jou. Mense vra met hulle bordjies en al die tipe dinge, sommiges klop sommer aan jou venster as dit toe is. Stop jy iewers, word jy genader deur behoeftes en jy kan tog nie vir almal op die einde van die dag help nie, né? Nou daar is riglyne in God se woord hieroor en in diepte sal ons op 'n ander keer 'n bietjie hieroor gesels, want Paulus huldig die gedagte dat ons meestal moet uitreik na medegelowiges toe. Gaan lees 'n bietjie daar in Galasiërs 6 vers 10. Ons reik na hulle toe uit want hulle het gekom tot dieselfde geloof as jy en dis jou taak om jou broers en susters wat saam met jou die Here dien te help versorg. Dis jou primêre taak. Die ander is natuurlik ook belangrik. En dan sê Paulus as
As daar byvoorbeeld weduwees is, wat in jou gemeente is, of in die gemeenskap van die gelowiges, dan moet die kinders hulle verantwoordelikheid opneem, en hulle versorg, 1 Timoteus 5 vers 8. As daar niemand anders is nie, geen familie nie, dan help die medegelowiges, want sê hy, anders word so 'n persoon 'n onregverdige las eintlik op die gemeente, omdat kinders en familie nie hulle verantwoordelikheid nakom nie. Nou daar is nog ander aspekte, waarna ons later sal omsien, maar ek nooi jou uit nou vir vanaand, om gou saam 'n bietjie met my te lees, daar uit die Bybel, so 9 of 10 verse daar van Matteus 25 van vers 31. Kom ons luister en lees gou saam. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Kind van die Here, dis die woorde wat ons wil hoor wanneer ons hierdie lewe uitstap. Want, vers 35, ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, sover julle dit gedoen het, aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, die disippels, ons almal, het julle dit aan my gedoen. Sien jy ook wat ek sien? Ek wil hê jy moet sien dat Jesus op sy troon sit en dat een van die punte op die, as ek dit so kan noem, die agenda van koning Jesus, aan die einde van tyd is, om te sien wie het met oop hande geleef. Een van die kriteria van die geseëndes van my Vader en hulle vir wie die koninkryk voorberei is die wat met oop hande geleef het. Onthou nou net, hierdie mooi dade, maak nie dat jy gered word nie, ons moet dit reg verstaan, maar is die uitvloeisel van jou redding. Anders kan enige mens mos hemel toe gaan, maar Jesus sê een van die kentekens van skape, kinders van die Here, is die feit dat hulle met oop hande lewe. 2 weke terug het ek so 'n mooi ding gelees wat eintlik vir my inskakel by hierdie gedagte. Hoor wat sê, so Engels, maar wat jy sal laat vang. As ek dit kon vang, gaan jy dit ook vang. The child of God works not for life, but from life. He does not work to be saved. He works because he is saved. Donald S. Whitney het dit gesê. Is dit nie absoluut die waarheid nie? Kom ons delf vinnig in die woord wat ek gelees het. Jesus het gesê, julle het gewys, julle lewe met oop hande toe julle my nood raak gesien het. My nood toe ek honger was, toe ek dors was, dakloos, naak, siek en in die gevangenis gesit het. En julle gepas, sal almal vra, die regverdige sal vra daar in die hemel, Here, wanneer was u honger, dors, dakloos, naak, siek en in die gevangenis? Want ek onthou nie dat ek u daarin gehelp het nie, inteendeel. U was die seun van God, u was God, u kon nie siek gewees het nie, onder andere byvoorbeeld. Dan sal koning Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het, aan wie? Aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Koning Jesus praat van die geringstes van hierdie broers van my. Dit is Jesus se disippels. En nou nie net daar die 12 nie, maar in die breë trekke, al die disippels van Jesus. Dit verduidelik vir my mooi wat ek nou gesê het rondom wat Paulus gesê het in Galasiërs 6 vers 10. Maar as ons in die breë trekke kyk, bly die beginsel dieselfde. Nou ons moet vir mekaar vra, wat motiveer ons om met oop hande te lewe? En jy kan dit ook stel as om ander te dien. Wat motiveer ons om ander te dien? Nou hier is 'n paar gedagtes wat jy in jou hart kan bære. Dit wat jou motiveer, dit wat ons motiveer om met oop hande te lewe. 6 gedagtes. Nommer 1, gehoorsaamheid.
Ek lewe met oop hande omdat ek gehoorsaam is, want ek doen wat God van my verwag. Dit is God se verwagting teenoor my. Nommer 2, ek doen wat ek doen met blydskap. Dit wat God van my verwag, doen ek met blydskap, want God het 'n blymoedige gewer lief, of dan nou 'n dienaar het hy lief. Ek dien die Here, soos wat die psalmdigter ook sê, ek dien die Here met blydskap. Derde gedagte, uit dankbaarheid. My uitreik, my oop hand is 'n daad van dankbaarheid teenoor die guns en die versorging en die verlossing wat ek van God ontvang het. Vierdens, ek doen dit nie uit skuldgevoel uit nie. 'n Kind van die Here, jy moet dit vasmaak in jou hart. Ons dien die Here nie uit skuldgevoel uit nie. En wat ek doen ek nie omdat ek aangekla voel as ek die Bybel lees nie. Maar ek doen dit omdat ek vergewe is, omdat ek vrygespreek is van my skuld. Ek doen dit in die vryheid van my gees, nie uit skuldgevoel omdat ek daardie tipe van ek moet dit nou doen want anders daardie gedagte nie. Ek doen dit juis omdat ek van God ontvang het. Die 5de gedagte, ek doen dit uit nederigheid. Want ek doen dit vanuit my afhanklikheid teenoor God. Ek doen dit nie vanuit my posisie uit nie. Ek het meer as ander. Ek kyk af op ander. Daarom gee ek vir ander wat minder het en wat swakker is ek. Nee. Ek doen dit uit nederigheid, want ek besef ek is afhanklik van God. En wat ek het is uit die hand van God. Nie omdat ek meer as ander het nie, maar omdat ek self 'n arm van gees mens is, afhanklik van God se goedheid. En laaste, 6de gedagte, ek doen dit uit liefde. God kom red die mensdom uit liefde. Ek het nie bybedoelings nie. Ek het lief, omdat ek liefgehê is. Omdat ek God se mense liefhet. Omdat ek die mensdom liefhet. Omdat ek vir hulle omgee. Daarom doen ek dit. Dit is my motivering. Wat is my motivering? Nommer 1, gehoorsaamheid, blydskap, dankbaarheid. Ek het nie skuldgevoel nie, uit nederigheid en uit liefde uit. Ek wil vir jou sê, om buite toe te lewe, is nie altyd lekker en maklik nie. Dis 'n feit. Om buite toe te lewe, om met oop hande te lewe, is nie altyd lekker en maklik nie. Dit verg soms opoffering. En dit verg soms harde werk. In Jesus en in sy disippels het ons kosbare en pragtige voorbeelde hiervan. Elkeen van hulle het dit moeilik gehad en niks het hulle vir hulle self gedoen nie. Hulle het dit nie gedoen om aandag na hulle self toe te trek nie, inteendeel. Hulle was gekritiseer en hulle was vervolg as gevolg van die goed wat hulle aan ander mense gedoen het. Om iemand gesond te maak, om iemand uit die dood uit op te wek, om 'n demoon uit iemand uit te dryf, om kos aan mense te voorsien, sou eintlik in my kop vir my gesê het, volg hierdie mense. Dit was harde werk vir hulle en hulle het dit nie gedoen vir hulle self nie, hulle het niks daaruit gekry op aarde nie. Dit was nie tot een van hulle se aardse voordeel nie, maar hulle het dit gedoen. Om met oop hande te lewe is harde werk. Dit kos jou altyd iets. Dis liggaamskrag, dit is energie, dis dalk jou tyd, dis jou gesin se samewerking en opoffering en ander wat miskien moet help. Dit kos jou vrye tyd, dit kos jou dalk geld, resources. Maar nou wil ek jou nog 'n ander ding sê. Besef jy dat selfs die gawes van Heilige Gees was om ander mee te dien, en dit is om ander mee te dien. Gaan lees 'n bietjie daar wat sê 1 Petrus 4 vers 10, ek gaan dit vir jou lees. Hierdie goed maak my opgewonde en dit maak vir ons die woord oop en dit maak vir ons die woord duidelik. 1 Petrus 4 vers 10 sê, hy sê na mate elkeen 'n genade ontvang het, 'n genadegawe ontvang het. Hoor wat sê hy? Sê elkeen het 'n genadegawe ontvang. Nou sê hy, nou moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Ons is bedienaars van die genade, die veelvuldige genade van God. Ons moet mekaar daarmee dien. Dis die funksie van die genadegawes. Dis nogal 'n ding dien, hè? Elkeen het 'n genadegawe ontvang om mekaar daarmee te dien. En om die kers op die koek te sit, soos ons altyd sê, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God dit hoort te doen. Dis jou taak, dis jou werk. Ja, ons het genadegawes wat ons van Heilige Gees ontvang.
Maar dit is nie vir selfopheffing nie, dis nie 'n verryking of 'n status nie. Dis nie soos om 'n graad te ontvang, of 'n medalje, of 'n toekenning, of 'n sertifikaat wat jy daar in jou muur kan sit en vir jou, waar die Here vir jou uitgereik het en vir jou gesê, hiermee het Fanie Meiburg die gawe van genesing, of al daai tipe dinge. Nee, dis nie dit nie. Dis ten bate van mekaar. En dan sê Petrus, goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God, doen so. Dis waarvoor ons die genadegawe het. Genadegawes, met ander woorde, is 'n vorm van rentmeesterskap. Is dit nie so nie? Rentmeesterskap is nie om onder die grond weg te steek nie, maar om daarmee te woeker tot winsgewendheid in die geestesriem. En dit natuurlik vat my nou na my laaste gedagte rondom hierdie oop hande. En hiermee wil ek nou so 'n bietjie begin backpedal. Jy weet wat 'n backpedal, die ouer geslag sal daarvan weet, dit is hierdie fietsse waarmee jy gery het, as jy terugtrap en trap jy briek. Maar wat 'n kosbare skrif uit God se woord wil ek nog met jou deel vanaand. Spreuke 19 vers 17. Hoor wat sê hy. Hy sê, wie hom ontferm oor die arme, wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy, God, die Here, sal hom sy weldaad vergelde. Jy weet, alle skrifte waarna ons vandag gekyk het, maak my opgewonde in die Here. Soveel te meer hierdie ene. Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergelde. Hierdie skrif maak my opgewonde, want soos ek en jy weet, het die een teenoor wie ek en jy 'n weldaad verrig, soms nie die middele of die vermoë om jou terug te betaal nie. En soms het iemand die vermoë om jou terug te betaal, maar jy vra niks in ruil daarvoor nie. En dan kom die waarde van ons vers so mooi duidelik na vore, Salomo sê. Hy sê, as jy met oop hande lewe, is dit asof jy aan God leen, en God sal elke weldaad wat jy bewys het, hy sal jou daarvoor vergoed. Is dit nie mooi nie? Dit wat jy aan God geleen het, sal God jou voor vergoed. Dis kosbaar. En nou dit vat ons nou natuurlik terug, ons nou na Matteus 25 toe. Alles wat jy aan die geringstes van jou broers doen, is asof jy dit aan my gedoen het. En meer sal koning Jesus aan jou en aan my sê. Kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Ek wil vir jou vanaand sê, as jy ooit iets uit die mond van koning Jesus eendag wil hoor, voor sy groot wit troon, is dit juis dit, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Hierdie woorde bevat die vergoeding van die weldaad wat jy aan die geringstes gedoen het. Jy weet, Salomo sê in Prediker 5:14, soos hy uit die skoot van sy moeder uitgegaan het, gaan hy naak weer heen soos wat hy gekom het. En hy sal vir sy moeitevolle arbeid niks wegdra wat hy met hom kan saamneem nie. Aan die een kant is dit hartseer, né? Elke stukkie vergoeding waarvoor jy gewerk het, dit waarmee jy en ander jouself mee vergoed het, gaan op hierdie aarde bly as jy doodgaan. Klaar. Salomo sê, jy kan niks met jou saam wegdra nie. Alles waarvoor jy gewerk het, bly net hier. Daarom werk die tipe werke wat jou iets sal kan gee as jy jou ewige woning betree. Werk daardie tipe werke. Jy weet, ons sloof ons af. Ek het so baie oor hierdie ding gedink. Ons sloof ons af vir 80 of meer jare, of dan nou vir minder jare op hierdie aarde om in 'n gat toegegooi te word, waarvoor daar nie plek vir niks anders is nie, en ons laat soms na om ons af te sloof vir ons hemelse erfenis. En wie jy vanaand wil ek jou 'n bietjie uitdaag, en ek nooi jou uit. Die genadegawe wat jy ontvang het, wat is dit? Wat is die genadegawe wat jy ontvang het? Ek wil vir jou sê, wend dit aan om ander daarmee te dien, en sien uit na die vergoeding wat God in gedagte het. Iemand het eendag gesê,
Worship empowers serving. And serving express worship. Worship empowers serving, and serving express worship. Blessings tot volgende week, en as die Here ons lewens spaar, en onthou nou, asseblief, doen goed aan ander, want daarin doen jy iets vir jou koning Jesus. Seën, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, as die Here ons lewens spaar.